ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 103. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Skus tog, is daar weer 'n lawwe haartjie. Skus tog. Van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, miskien the Two Keys to the Book of Revelation, dis 'n moed. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, jy is verskriklik welkom. Maar ek wil vir u nooi, gaan onmiddellik na deel 1 begin voor, want u het 'n magdom inligtinge reeds gemis. Het is uiters belangrik dat u sal inteken op die kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings van al die verskillende studies kan ontvang. Mooi, dan nie als perfek in Afrikaans. Maar ek seker jy bring 'n seatbelt saam, sodat jy nie uit die stoel uitval nie. Skryfblok, 'n pen en 'n papier of 'n boek en 'n 1933 of 'n 53 Bybel, uiters belangrik. Ja, dan kan jy saam lees wat ons sien en wat ons mee werk. En dan kan jy ook hoofletters en kleinletters optel. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinke môrester, u wat die eerste en die laaste, die begin en die einde is, die Alfa en die Omega. Ons sê vanmôre baie dankie as Javiste, as deel van die bruid van Javashua universeel. Of môre bid en sê dankie dat ons die voorreg het om u rondom die bo-natuurlike geopenbaarde woord te kan kom sit en deel te hê daaraan. Breek die manna van die lewe in ons midde en laat strome van lewende waters uit ons binneste opspruit tot in ewigheid. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, die volk van Java sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanmôre se deel vir u 'n groot seën gaan wees, halleluja. Gisteroggend Spreuke 100 en Spreuke 10 vers 7, die nagedag van die geregverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose is vergaan. Party ouens wat ons eerder wil verkleed, wat ons nie wil onthou nie. Spreuke 10 vers 8, hy wat wys van hart is sielsdimensie. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, die 2 koninklike gebooie. Ek wil net weer aan dit dra. Wanneer ek besef dat Java het my losgemaak deur die bloed van Javashua, van 613 wette, wat nie een gewerk het nie. Nie een van dit het gewerk nie. Anders sou het gebly het. Maar Java kom en hy skenk ons genade deur vir ons in die Nuwe Testament, 'n nuwe verbond, te gee. Omdat die ou verbond, die Ou Testament, tot niet gegaan het weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ek hoop jy gaan kyk na Hebreërs 7 vers 11-21. Hy het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nou waarvoor sit met 'n ding aanhou karring wat stikkend is? Recycle hom, gooi hom op die ashoop, laat hy, bro, wat, jy klink verskrik. Ja, dis wat dit is. Ek kan nie daardeur gered word nie. Daar's geen redding in dit nie. Die messiaanse ouens het 'n verskriklike probleem. Hulle is meer messiaans. Meer voet, linkervoet die kant, meer regtervoet daai kant. Dit werk net nie. Dit kan nie.
Want elke keer wat ek rituele doen wat deel is van die 613 wette, dan spoeg ek eintlik in die gesig van Jahweh. Dis wat dit is. So sal hom in die gesig gespoeg en geslaan het, terwyl hy sy kruis gedra het. Dan doen jy presies dieselfde. Want jy sê hy het nie 'n volmaakte werk gedoen deur alles aan die kruis vas te slaan nie. Hy het alles deur sy lewe te gee, sê Hebreërs 7, hy het volgens die orde van Melkisedek, het hy die offerlam geword. Hy was die hoëpriester. Hy was nie net 'n gewone priester nie, maar Melkisedek was net 'n gewone priester, maar Jahweh was die hoëpriester gewees, wat nie eers sonde gehad het vir homself moes offer nie. Maar hy kom in ons plek sterf, die regverdige vir die onregverdige, die goeie vir die slegte. Maar weet jy wat? Vandag is ons nie onregverdiges nie. Ons is die geseëndes, die gesalfdes en die gunsgenote. En Jahweh salf ons in sy krag en in sy heerlikheid. En ons dra krone van lewe en ewige lewe. Die woord kom en hy sê, hy wat wys van hart is, sielsdimensie, neem die gebooie aan, die 2 koninklike gebooie. Maar hy sê wat dwaas van lippe is, hulle argumenteer, hulle wil altyd die teenoorgestelde probeer bewys. Hy kom en sy kom tot 'n val. Maar hy sê wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Hulle argumenteer hulle skoonheid die ewige lewe uit. Die woord sê in vers 9, hy of sy weet in opregtheid wandel. In opregtheid te wandel vanmôre beteken om nougeset te wees. As ek in opregtheid wandel, dan kwalifiseer ek onder die skrifgedeelte wat sê, jy sal lewe, al het jy ook gesterwe. Jy sal lewe. Wat 'n verskriklike groot uitkoms kreet. Jy sal lewe, al het jy ook gesterwe. Die vleis kan sterf, maar wanneer die vleis sterf, dan begin die lewe. Dis waar die ewige lewe begin. Asem uitgeblaas. Wat 'n voorreg. Ek sê dit altyd wanneer ek 'n begrafnis doen, want ek het altyd gesê dat die dood het ek nie nodig om te vrees nie. Dit is net 'n gordyn waardeur ek stap in die ewige lewe in. Wat 'n voorreg. Waarvoor moet ek bang wees om die vensters en gordyn? As ek wil aan die kant kyk agter die ateljee gordyne, hier's vensters agter en daar's gordyn. As ek dit oopmaak, kan kyk ek in die tuin in. Ek weet wat om te verwag daar agter. Ek verwag nie ashoop nie. En dieselfde met ons wat vanmôre lewe. Hoekom praat ek nou in die rigting? Wel, die Ruach lei my daar. Jy het nie nodig om te vrees om dood te gaan nie, as jou naam in die boek van die ewige lewe herstel is. Hoe kry ek my naam herstel? Wel, jy het hom deur sonde en ongeregtigheid uitgehaal, want jou naam was voor die grondlegging van die aarde af, was jy reeds uitverkies tot die ewige lewe. Maar deur sonde te gedoen het jy dit uitgevee. Jy het die lamp gevat en dit uitgevee. En vanmôre wil ek vir jou sê dat deur die genadebloed van Jahweh aan die kruishout van Golgotha 2000 jaar gelede, kom herstel hy my uitverkiesing. Elke Jahwis wie bloed gewas is herstel. Sy uitverkiesing is herstel. En dit maak van my 'n Jahwis. Dit maak van my 'n mede-erfgenaam. 'n koningsseun en 'n koningsdogter. 'n mede-erfgenaam. Van wat? Van alles wat aan Jahweh beloof was. Hy of sy wie in opregtheid wandel, wandel veilig. Soek jy sekuriteit vanmôre? Soek jy beskerming? Soek jy seëninge? Soek jy guns? Soek jy na die ewige lewe? Hier is die antwoord.
Hy of sy wie in opregtheid wandel. Opregtheid is nie iets wat ek aantrek wanneer ek hier kom sit nie. Dis iets wat ek uitlewe wanneer ek juis nie in die ateljee is nie. Opregtigheid is dit wat ek uit moet straal wanneer 'n taxi voor my indraai. Dis wanneer ek opregtigheid moet uitstraal. Dis 'n element van liefde. Dit word afgeskei van die liefde. Hy sê mos, wanneer ek in hierdie opregtheid wandel, wandel ek veilig. Hoekom? Want ek is in die hand van Jahwe. En die woord sê, niemand kan my daar uithaal nie. Behalwe ek self nie. Omdat my naam herstel is in die boek van die ewige lewe. Ek is terug in die hand van Jahwe, my Elohim, my Vader. Wie kan my daar uithaal? Niemand anderste, behalwe ek self nie. Niemand anderste, behalwe u self nie. Hoe kry ek my uit sy hand uit? Deur sonde en ongeregtigheid aan te hang. Die goed in my lewe in te nooi. Deel te word van die goed van die wêreld daar buitekant. Apostel Paulus sê dit so mooi, hy sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ek is 'n besigheidsman gewees vir baie jare in my lewe. Maar ek het nie een keer nodig gehad om met 'n brandewyn en Coke te staan om 'n transaksie te doen nie. Ek het dit nie nodig gehad nie. Dit was teen my beginsels. Ja, ek het 1 of 2 transaksies verloor in my lewe. Waar die ou vir my reg het gesê, as jy saad my dop drink nie, dan gaan ek nie die kontrak vir jou gee. Sê ek, sorry, vat jou jobbie in jou kontrak en laat jy gaan. Dit het my geld gekos. Maar weet jy wat? Dit het die guns van Jahwe oor ons gebring. Wil u die guns van Jahwe in die lewe hê? Staan vir die waarheid. Onwankelbaar. Geanker op die rots van alle eeue, Jahweshua. Jou oë gefestig op die volëinder van jou geloof. Die woord sê mos, hy sê kyk op waar vandaan julle verlosser vandaan kom, Jahweshua. Gaan op julle plek voor te berei, sy klaas kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Die so was ek het vir julle gesê, ons het 'n verwagting, ons het 'n wederkoms of 'n parosha verwagting. Ons verwag nie wederkoms. Wanneer ek na al die goed kyk wat om ons besig om te gebeur, dan sê ek, die wederkoms is elke dag nader. Ek hoor hier soveel van die goed wat rondhardloop op Google, op die oomblik en YouTube, en waar almal nou met Trump wat nou het Gaza wil koop en al die, dit is nou als Bybelprofesie wat tot vervulling kom. Jy weet die Bybelprofesie is nou al 3 jaar terug tot vervulling gekom, toe Putin Oekraïne ingeval het en die 3de wêreldoorlog sou gebeur het en die profesie is vervul toe Israel Hamas aanval en hulle jaag soos rotte in die woestyn in. Elke keer is profesie. En weet jy wat, die ouens hardloop altyd terug na die Ou Testamentiese profesie. Kom met my met Nuwe Testamentiese profesie. Die profesie van Daniël 9:27 moet vervul word. Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. Ek sê dit weer, as jy nie weet, jy gaan kyk. Daniël 9 vers 27. Daniël 9:27. Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12. En as jy weet wat dit is, jy bel my en vra my, dan help ek jou met dit. En dit is hoekom die 2 sedels tot die boek van Openbaring so belangrik is. So belangrik is. Geef vir jou al die antwoorde. En dis wat ons as Jahwiste nie die dood laat vrees nie. Ons vrees nie wat's agter ons as ons deur die gordyn stap nie. Ons verwag nie 'n ashoop agter ons nie. Ons verwag 'n paradys. Ons verwag nie 'n doodryk waar ons in kettinge vasgemaak word nie. Ons verwag. En dis ook hier is die doodsengel wat my kom haal nie. Weet jy van u nie. Maar ek verwag nie 'n doodsengel met 'n swart kleed en 'n sekel wat my lewe kom afsny nie. Nee, ek verwag die paradysengele. Hulle gaan ons indra
in die paradys in. So is die iets wat ons vrees nie. Halleluja. Paradys, derde hemel. Derde hemel. Hy of sy wie in opregtheid wandel, wandel veilig. Veilig wil wees, wie sekuriteit hê, wandel in die krag van die roog. Maar as hy of sy wie die weë krom maak, word bekend. 'n Skelm en 'n ongeregtige is bekend in die dorp. Hulle is bekend in die gemeenskap. Hulle is bekend in die area waar hulle bly. Waar hulle aangestap kom en gepat die ouens. Want hulle weet, hierdie ou gaan hulle verneek, hy gaan hulle besteel. Hy gaan. Verneek is nie 'n vloekwoord nie. Dis is 'n kragwoord. So dis wat gaan gebeur. Maar hy of sy, maar hy wat sy weë krom maak, om die hoeke werk, agterom werk. Ditchy deals doen en skelm wees en ouers altyd wil afrip en al die goed. Dis 'n bietjie plain Afrikaans staan hier, jy moet maar luister. Hy sê hy word bekend. Die ouens in die besigheidswêreld ken sy naam. En weet jy wat, die mense sal nie met so 'n ou wil besigheid maak nie. Sê my hierdie Liebenberg op die oomblik, sal u met hom wil besigheid doen? Sal u met hom wil besigheid doen? Is dit die tipe ou wat of hardloop sy naam om vooruit? Ek vra net. Hardloop sy. Ek sal nie 'n R5 by daai ou belê nie. Nie 'n R5 nie. Hoekom? Want sy reputasie hardloop hom vooruit. En dit is wat dit is. Die woord sê maar, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig. Die woord sê ook, ken hom, dis Jahwe almagtig, in al jou weë, en ook Jahwe, en hy sal jou paai gelyk maak. Wil jou paai gelyk hê? Wil u geseënd wees in die dag? Wil u 'n sukses wees? Wil u 'n verskil maak? Wil u 'n impak maak vandag? Ken Jahwe in al jou weë, en die belofte van die woord is, ek sal jou paaie gelyk maak. Wandel in hierdie dag op die gelykpaaie en vermy die ouens wat dodgy is. Wees 'n volbloed Jahwe. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.